Kersfees. Kersfees is op pad. Nou, ek dink as 'n mens so kyk, die afgelope tyd hier in die Parel, nou die dag was die Liggifees hier so in Lady Grey Straat. Jy sien orals, sien jy liggies by huise opgesit, kersbome oralster, geskenke, die winkelsentrums is opgemaak, die strate is opgemaak, televisieadvertensies, sosiale media, Kersfees winskopies op elke ding wat jy oopmaak, elke website adverteer dit. Kersliedjies speel oor die radio, oor TV en ek dink daar is soveel tekens om ons wat vir ons sê Kersfees is op pad. Ons sien dit oralster om ons. En daar's 'n opgewondenheid, daar's 'n afwagting. Elke dag vra Elon hy vir my, pappa, hoeveel slaapies is dit nou nog? Hoeveel slaapies nou nog voor Kersfees? Natuurlik wag sy nou vir haar Kersgeskenkie, né? So ek noem vir jou hierdie dinge want met die eerste Kersfees, met Jesus se geboorte, het die meeste mense dit gemis. Vandag sien ons die liggies, ons sien die bome, ons sien al die dinge, dis 'n groot geraas voor Kersfees. Die aankondiging van Kersdag het 'n kommoditeit geraak wat niemand in die wêreld kan mis nie. Maar die eerste Kersdag het die meeste mense gemis. Daar was geen liggies nie. Daar was geen versierings nie. Kinders het nie wakker gelê en gewonder oor wat hulle gaan kry nie. Geen geskenkpapier nie. Niks van hierdie aard nie. Dit was net eenvoudig doodstil. Dit was die eerste Kersfees. Ek wil vir jou hierdie gedeelte lees net. Maar die eerste Kersfees was nie sonder sy tekens en aanduidings nie, want die Hebreëse profete het lankal geprofeteer dat die Messias sal kom. Nou sê Micha, hy profeteer, hy sê die volgende, hy sê, maar jy Bethlehem Elfrata, hy praat nou van die dorpie, hy sê, jy is klein onder al die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die grysse verlede. Wat 'n treffende stelling. So hierdie profete, hulle was baie spesifiek met wat aan die kom is. Hulle het gesê daar gaan 'n Messias gebore word. Hy gaan uit Israel uitkom, hy gaan ook die redder genoem word van die wêreld. Hulle het geprofeteer dat sy geboorte uit 'n maagd sal plaasvind en dat hy in 'n klein dorpie Bethlehem gebore sou word. Interessant is dat hulle selfs geprofeteer het waar hy gebore sou word. Dan sê ons in hierdie Micha gedeelte, kom die profeet en hy kondig dit aan en hy sê, hier kom 'n gebeurtenis, hier kom die geboorte van hierdie persoon, gaan die wêreld verander soos wat julle dit ken. Maar voor die geboorte van Jesus, was dit besigheid soos normaalweg, almal het aangegaan, niemand het liggies opgesit en geskenke toegedraai en advertensies gemaak en al die klas van dinge nie. Die meeste mense het dit nie gesien kom nie. Vir die meeste mense was die eerste Kersfees niks nie. Hulle was nie eens bewus daarvan nie. Maar voor die geboorte van Jesus het die Joodse volk 'n donker tyd beleef. Die Bybel sê die intertestamentêre tydperk was ongeveer 400 jaar. So daar was 400 jaar se stilte. Geen profetiese boodskappe nie, geen wonderwerke wat gebeur het nie, geen preke wat gepreek word nie. Die probleem waarmee hierdie volk te kampe was dat hulle onder die bewind van die tiranniese Romeinse ryk geleef het. Hulle land was in beslag gelê. Hierdie Romeinse indringers het die Joodse volk van hulle land beroof, hulle onderdruk en hulle oorheers. Hulle beleef 'n donker tydperk. Die beloofde land was op hierdie stadium onder heerskappy van die Romeinse
Herodes. En Herodes het afgodstempels oralster in Israel opgerig. En hulle het hierdie afgodsdiens probeer afdruk op die Jode en hulle volk probeer vernietig. Vandag is die Jode nog steeds daar en die Romeine weg. Interessant genoeg is, gedurende hierdie spesifieke tyd, het Herodes, hierdie einste Herodes, het begin om die tempel te herbou. En die Romeine het vir Herodes die bynaam gegee en hom genoem die koning van die Jode. 'n Bynaam wat vir Herodes gegee is met al sy afgodsdinge. En die Jode het dit natuurlik ten sterkste verwerp, want hulle het 'n redder verwag, nie 'n onderdrukker nie. En Herodes het homself as daardie redder voorgehou vir die Joodse volk wat hy natuurlik wou vernietig. Maar Herodes was ook niks anderster as keiser Augustus se marionet nie, sy puppet. En dit is die situasie in hierdie donker tydperk van Israel. Dit was asof God, ek wil amper sê 'n doelbewuste donker canvas geskep het, jy weet, in plaas van 'n wit canvas waarop jy mooi teken en skilder, dit was 'n donker prentjie. Dit was nag vir die mense. En ek dink God het miskien hierdie donker canvas, hierdie donker agtergrond geskep, sodat wanneer hy 'n lig bring, die lig sou uitstaan op hierdie agtergrond. Julle onthou ons logo en ons slogan vir ons kerk, ons slagspreuk, dat ons moet uitstaan as 'n getuienis bo die donker agtergrond van die wêreld. Dit was presies die situasie in hierdie tyd. So hierdie tyd was 'n voorbereidingstyd. Dit was eintlik 'n tyd waar God besig was om genadewerk voor te berei vir hierdie mense, wat op Christus se koms afgestuur het. En die Bybel sê dat profete van Henog en tot en met Johannes die Doper het hierdie dinge begin verkondig en hulle het gesê, hier kom iets, hier kom 'n lig. Daar was 'n verwagting geskep onder hierdie Joodse volk. Hulle het 'n Messias verwag. Dan lees ons in Lukas se evangelie, lees ons dat hy dit baie poëties uitdruk en hy sê daar gaan 'n lig uit die hemel uitkom en dit gaan dan oopbreek vir hierdie mense. Dit gaan soos 'n sonsopkoms wees. En ek dink as jy op hierdie donker agtergrond van hierdie intertestamentêre tyd met Herodes en met die onderdrukking, hierdie afgodsbeelde, dit wat op die Jode afgedruk is, hulle situasie, ek dink hulle het uitgeroep en hulle het gesê, maar waar is hierdie Messias dan, waarvan ons gehoor het, waarvan die profete getuig is, maar nou bou hierdie Herodes die een afgodstempel na die volgende, hy noem homself die redder van die Jode, terwyl hy hulle vernietig en onderdruk, en hierdie afgodsgelowe op hulle afdruk. Maleagi kom later in Maleagi 4 en Maleagi profeteer die volgende, hy sê die son van redding kom op. Hy sê dit was lank stil, dit was lank nag, maar hierdie dag gaan aanbreek. Nou, as ek so 'n bietjie deur die Bybel blaai en dan sien ek dat daar kom toe 'n tyd waar God 'n hooggeplaaste engel, Gabriël. Hy stuur vir Gabriël en hy stuur vir Gabriël na Sagaria toe. En Sagaria was 'n ou priester gewees. Hy was 'n ou man, hy was getroud met Elisabet en hulle kon nie kinders gehad het nie. En die engel verskyn dan nou hier aan Sagaria en sê vir hom dat jou vrou op die punt staan om geboorte te skenk aan 'n seun. Hy sê die volgende, hy sê moenie bang wees nie Sagaria. Jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabet sal vir jou 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Johannes noem. En baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Hier kom Johannes die Doper word gebore. En die engel kondig die geboorte van Johannes die Doper aan. Lukas 1 vers 5 tot, jy kan maar daai gedeelte, 1 vers 5 tot in vers 80. Johannes se geboorte,
word dan die eerste aankondiging. Johannes word in 'n mate, of ons kan miskien dalk sê, hy word 'n voorloper van die goeie nuus wat aangekondig moet word. Hy is dieselfde Johannes wat later in Markus was hy vermoor. Ek gaan nou vir jou ietsie vertel oor dit. Dis 'n ander Johannes wat Openbaring geskryf het. Kom ek gee net vir jou so 'n bietjie agtergrond in hierdie verband. Jy sien Johannes die Doper. Hierdie Johannes die Doper, hy was later onthoof. Nou wat gebeur het hier in sy tyd, net so vir interessantheidsonthaalwe. Ons lees daarvan in Matteus 14 en Markus 6 lees ons dat Johannes die Doper wat Jesus hier aangekondig het deur die engel Gabriël. Hy het koning Herodes Antipas het hy openlik gekritiseer omdat die Herodes met Herodias se vrou saamgeleef het. Iets wat totaal en al teen die Joodse geloof was en totaal en al onwettig beskou was in die Joodse tradisie. En hierdie mense leef in sonde saam. En Johannes kom en hy kom sê vir die koning in die openbaar, sê vir hom, luister, jy leef in sonde. Wat doen hy? Herodes gryp hom en gooi hom in die tronk. Maar tydens Herodes se verjaarsdagfees het Salome, die dogter van Herodias, vir die gaste gedans. En Herodes was so beïndruk met hierdie dansies dat hy beloof dat hy aan enige versoek wat sy sou hê, sou volbring. En raai wat versoek sy? Die kop van Johannes op 'n skinkbord. Herodes voel baie ongemaklik met die versoek, maar omdat hy sy image moet hou, staan hy die versoek toe en Johannes die Doper word onthoof. Nou kom terug by die engel. Hoekom word Gabriël gestuur? Mense, Gabriël is nie sommer net 'n engel nie. Gabriël is een van die hoofengele. Dis 'n belangrike engel. Dis 'n noemenswaardige gebeurtenis dat God vir Gabriël stuur om iets aan te kondig soos die geboorte van Johannes. 'n Hoofengel soos Michael. En daarom wys die feit dat God vir Gabriël stuur, die blote feit dat hy hom stuur, is betekenisvol in die verband met hierdie openbaring, hierdie boodskap vir Sagaria en Elisabeth, dat hulle die voorloper sal wees vir die Messias wat kom. Dink vir 'n oomblik daaraan, dat 'n engel verskyn aan jou en sê vir jou, dat jy die vervulling van 'n profesie sal wees. Wat 'n voorreg. Dieselfde engel kom en kondig dan aan Maria en Josef voor. En sê vir haar dat jy 'n seun in die wêreld sal bring. Gebore uit 'n maagd. Jy sal 'n seun in die wêreld bring. Hy sal die redder wees, die allerhoogste, Lukas 1. En julle moet hom Jesus noem. Ons sien in die Bybel dat hulle nie probeer het om hierdie profesie op hulle eie te vervul nie. God het dit deur sy gees bewerk. Nou my vriende, hoekom vertel ek vir jou al hierdie dinge? Ek wil jy met 'n prentjie kry van wat gebeur het voor Kersfees. Jy sien, self hierdie sondige, goddelose keiser bring 'n bevel uit, 'n wet, en sê dat al die mense moet na Jerusalem, na Bethlehem toe kom vir 'n tellery om geregistreer te word. En Maria en Josef begin hulle tog na Bethlehem. God se bestemde plan. So selfs wêreldmagte dra by tot die vervulling van God se beloftes sonder dat hulle dit eers besef. Ek dink die laaste ding wat jy wil doen as jy 9 maande swanger is om op die rug van 'n donkie te ry. Dat Maria se water nie gebreek het op daardie rowwe pad nie, sal in sigself 'n wonderwerk. Alles het perfek saamgewerk om 'n profesie tot vervulling te bring. En ons ken die storie. Ons ken die storie, hulle kry nie slaapplek by die herberg nie.
Die stal is hulle voorland, daar tussen die diere en die krib, ons ken die hele storie. Maar ek het al gedink oor hierdie ding en gewonder, Here, hoekom die koning van die konings? Ek meen, die herberg. Here, U is God, U kan ons plekkie maak daar. Bring 'n kansellasie of iets, laat daar tog net 'n baie mooi kamer beskikbaar is. Dis die koning van die konings waarvan ons hier praat. Dis Jesus, dis die redder van die Jode en van die wêreld. Die een wat die sonde van die wêreld op hom sou dra, wat sou sterf aan 'n kruis, wat aan die regterhand van God sou sit, wat die Heilige Gees sou stuur. Here, bring net 'n kansellasie in die herberg, laat dit goed sal gaan met sy geboorte. Nee, die stal. Ek het gewonder, hoekom dit vir Jesus gee? En ek besef net dat die herberg sou Jesus direk geassosieer het met die bevoorregte koninklike klas van daardie tyd. Maar God kies die krib. Die krib wat Jesus verbind met die landbouers. Die gewone mense, soos ek en jy. Die krib waaruit geëet en gedrink sou word. Later sou Jesus die brood en die wyn geword het wat ons op nagmaal gebruik. Wat ons eet en drink. Daar was betekenis in elke ding wat gebeur het. Fyn beplan deur die koning van die konings. Elke minuut, elke tree, elke besluit, selfs die wat die goddelose Romeinse keiser geneem het, alles in perfekte sinkronisasie. Ons sou kon dink dat die boodskap van Jesus se geboorte eers na die hoëpriesters toe moet gaan. Ek meen, hierdie ouens, die skrifgeleerdes en die hoëpriesters, ek meen, hierdie ouens is mos nou belangrike mense. Dit moet eers by hulle uitkom. Hulle is mos nou die geleerde ouens. God kies die herders. Wat waak oor hulle skape. Dis wat hy kies. Jesus word in eenvoud gebore. Engele kondig dit aan die herders aan. Lukas 2 vers 6 tot 20. Die goeie nuus word eers aan hierdie nederiges gegee, dat Jesus die koning van die wêreld gebore sou word. Is dit nie ongelooflik in sigself nie? Kan ek vir jou ietsie sê vanmôre? Ek dink ons verromantiseer so 'n bietjie die herders en hierdie tonele. Hierdie ouens wat die eerste boodskap ontvang het. Maar in daardie tyd, kom ek vertel jou net iets van die herders van daardie tyd. Herders was gesien as 'n laer klas mens. Hulle was die laagste trappie van die sosiale leer in hulle tyd. Het jy geweet dat 'n herder in daardie jare se verklaring of getuienis nie eers toegelaat was in 'n hof nie? Hulle is nie toegelaat om hulle getuienis. Jy's te laag, jou klas is te laag. Jy moenie gesien word in hierdie belangrike kringe nie. Maar God kies hulle. Hy kies die nederiges. Is dit nie ongelooflik dat God besluit het om die kleinste in die sosiale ranglys te gebruik om die grootste van die grootste boodskappe te vertel nie en oor te vertel nie. En toe gebeur dit. Die nag het opgehelder en die engele het aan hulle verskyn en gesê, gaan na Bethlehem toe en daar sal julle 'n baba vind in doeke toegedraai wat in 'n krib lê. Nou ek weet ek krap nou bietjie met jou Kersfees prentjie. As ek nou praat oor die wyse manne, want ek dink baie van die tonele wat uitgebeeld word, dan sien ons dat die wyse manne word uitgebeeld saam met die herders daar in die stal, maar dis nie heeltemal wat die Bybel sê nie. Die video wat ons met ons kinderopvoering gewys het vir julle is weerspieël 'n baie meer akkurate beeld van hoe dit plaasgevind het. Die wyse manne het baie later gekom, baie later. So in die tradisionele prentjie
Sien ons nou hierdie herders by die krib en wat by die wyse manne staan en hulle almal daar by mekaar, maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Trouwens, as jy die verslag van Matteus gaan lees, Matteus 2 vers 1 tot 12, dan sien jy daar dat die wyse manne het aangekom na 'n huis toe, nie na 'n stal toe nie. En toe hulle daar aankom, het hulle nie 'n krib gevind en 'n baba nie, hulle het 'n kind gevind, 'n Peter. So hulle het baie later gekom. En ek dink op die punt is wat ek wil maak is dat dit het baie later gebeur. Die wyse manne het baie later gebeur en ek gaan nou vir jou sê hoekom ek dink dit so gebeur het. En ek dink dit is ongelooflik hoe dit saamgewerk het, want wie was die wyse manne? Ek het so 'n bietjie gaan rondkrap om te kyk wat ek kan in die hande kry oor die wyse manne. En hierdie wyse manne, sê die Bybel, kom uit die verre ooste uit en moontlik uit die gebied van Persië uit. En hierdie ouens is kenners, hulle is astroloë, hulle is sterrekundiges en hulle was beskou in die Persiese ryk as waarsêers en okkultiese ouens en fortuinvertellers. Hierdie was die tipe manne wat die koning laat kom het wanneer die koning groot besluite moet neem, dan het hy hierdie ouens laat kom en hulle het dan na die sterre gekyk en hulle het voorspellings gemaak en die koning het dan hierdie voorspellings gebruik om sy besluite te neem. Dit was hulle werk. Hierdie mense is nie Christene nie, daar word nie 'n engel aan hulle gestuur nie, maar hulle kyk na die sterre en God praat met hulle deur dit wat hulle goed ken, die sterre. En God wys vir hulle 'n spesiale ster en hulle kyk daarna en hulle dink, "Ja, maar daai is 'n snaakse ster." En ek dink iets in hulle harte het hulle gesê, "Gaan volg daardie ster." Nou, ek dink dit was mans wat miskien dalk in okkulte gewortel was. Maar kom ek sê vir jou gou hier iets. Tog het God hulle wêreld ingetree, hulle wêreld betree en met hulle gepraat op 'n manier wat hulle kon verstaan deur die sterre. En hy het hulle uitgetrek. En ek dink miskien was dit God se manier om hulle uit die duisternis na die lig te lei. So wat sien ons hier in hierdie toneel? Ons sien eintlik die hele evangelie afspeel. Is dit nie wat God vandag nog doen, waar hy vir mense die ster, die Jesus wys, en die mense in die duisternis wil gaan haal, en soms gaan haal hy hulle met dit wat bekend is aan hulle. Vir 'n werktuigkundige is dit dalk 'n kar, vir 'n onderwyser is dit dalk 'n kind, vir 'n kunstenaar is dit dalk 'n prentjie, of vir iemand wat skryf is dit dalk 'n boek, maar God gaan haal die sondaar in sy donker wêreld, en hy bring hom na die lig toe. As jy bereid is om te reageer op die ster. As jy bereid is om te reageer op die boodskap. Hier sien nog voor Kersfees aangebreek het God die hele evangelie plan, alles fyn uitgewerk, alles het hy vir ons daar ingesit sodat ons die boodskap kan kry. Nou kom hierdie wyse manne daar in Jerusalem aan. En ek dink dit moes 'n groot opskudding veroorsaak het toe hierdie wyse manne wat gewoond is om voor konings te verskyn. Jy sien, hier kom hierdie manne met hulle groot gevolg in Bethlehem ingestap. En ek dink Herodes het kennis geneem van hierdie ding, want as ons nou moet sê, dit was op die voorblad nuus van alles wat bekend was. Elke ou op 'n perd het daarvan gepraat. Die wyse manne is hier uit Persië uit. Wat maak hulle in Bethlehem? Ek dink Herodes sou gesê het, ja, julle kom seker vir my, en hulle sê nee, ons het gekom om hom te aanbid, wat die koning van die Jode genoem word. Nou luister mooi. Sit jouself in Herodes se skoene vir 'n oomblik. Julle sal onthou die Romeine het hom genoem die koning van die Jode, terwyl hy op afgryslike maniere afgodsdiens afgeforceer het op die Jode, en as hulle nie die keiser aanbid het nie, is hulle in die openbaar om die lewe gebring. En hier kom die wyse manne uit Persië uit, en hulle sê, hulle kom hier
vir die koning van die Jode. En ek dink Herodes het gedink, maar ek is mos daai ou. En hulle sê, nee, jy's nie daai ou nie. Nee, jy's iemand anderster. En ek dink Herodes het daardie woorde as 'n bedreiging beskou. Want hy het onmiddellik 'n besluit geneem en gesê, luister maar, al die eersgebore seuns in hierdie plek moet onmiddellik doodgemaak word. Is dit nie so nie, is wat die woord sê? En die wyse manne vind hierdie kind in 'n stal, in doeke toegedraai, in 'n krib, en hulle bring vir hom goud, wierook en mirre. Maar toe het die Here vir Josef en Maria gewaarsku en vir hulle opdrag gegee om te vlug. Want Herodes is vernederd. Hy is bedreig. Maar nou spring ons 'n bietjie verder vorentoe na die opdrag van Jesus in die tempel. Ons kom nader. Maria en Josef kom daar aan en daar's twee godvreesende mense wat wag vir die Messias. En een van hulle se naam was Simeon en die ander een se naam was Anna. Nou, as jy nou kyk na hierdie twee mense, dan sal jy nou sien dat Simeon het in Jerusalem gewoon en hy het geduldig gewag vir die dag dat die Messias moes kom. Want God het aan hierdie man beloof dat hy nie sou sterf nie voor hy die Christus sou sien nie. Nou ek dink, as ek in sy skoene was, dan sou jy sekerlik elke egpaar wat met 'n ou kindjie aangekom het, sou jy opgewonde nader gestorm het en gekyk het, wow, is dit nie dalk hy nie, is dit nie dalk hy nie? En hy het net nie uitgekom nie. En op hierdie dag, hier kom Josef en Maria aan. Eenvoudige mense, arm aangetrek. En dan kom hulle by Simeon. En hy weet, hierdie is daardie persoon. So, ek dink vir die grootste deel van die geskiedenis op daardie stadium met die mense Kersfees misgeloop. Maar die geestelike insiggewende mense soos Simeon en Anna het dit nie misgeloop nie, hulle het gebed. Hier was Simeon. En hy het die kind in sy arms geneem en hy het gesê, kyk, hierdie kind is bestem vir die val en die opstanding van baie mense in Israel. En hy het gesê, en ek het die verlosser gesien, en hy is 'n lig om God aan die nasies te openbaar en die heerlikheid van u volk Israel. Lukas 2 vers 25 tot 35. En Anna sien dit. Anna sien hierdie toneel waar Simeon kom en Simeon tel hierdie kind op en hy sê, hier is die kind. God het sy belofte gestand gehou, voor ek sterf sal ek Christus sien, hier hou ek hom in my arms vas, en Anna bekyk hierdie toneel so, en sy dink, hier gebeur dit, en weet jy wat het sy gedoen? Daai vrou hardloop uit die tempel uit, al binnend gaan sy, en sy verkondig almal, sy het in haar hele leeftyd, het sy by die tempel binnend gewag vir hierdie oomblik. En toe sy vir Simeon sien, toe begin sy ander vertel en sy sê, die Messias het gekom. Sy raak eintlik die eerste evangelis, is eintlik 'n vrou, Anna. Maar soveel mense het dit misgeloop. Jy sien, die herbergier het die eerste Kersfees gemis. Die mense in Bethlehem in die eerste Kersfees gemis. Herodes het die eerste Kersfees gemis. Die hele Romeinse wêreld het die eerste Kersfees ongelukkig misgeloop. Simeon en Anna en 'n handjievol ander mense het die tekens gesien en hulle het Kersfees geniet. Maar die ander het dit misgeloop. Nou sal jy seker sukkel om Kersfees daarna mis te loop met al die liggies en al die goed wat
ons nou deesdae sien Kersfees word nou so verromantiseer en geld word daar uitgemaak, maar mense loop nog steeds die betekenis van Kersfees mis. Ek sluit af. Ek gee vir jou hierdie volgende idee. En ek dink jy moet hieroor nadink. Jesus Christus kom weer terug na die aarde toe. Hy kom weer terug. En ek dink ons kan hande klap daarvoor. Jesus het op presies die regte tyd, het hy in die geskiedenis gekom. Presies op God se vooraf bepaalde tydsberekening het hy gekom. Galasiërs 4 sê die volgende, hy sê, toe die tyd volkome was, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, onder die wet gebore, om die wat onder die wet is los te koop, sodat ons die aanneming as kinders ontvang. So ons word kinders van God, waardeur ons geroep is, Abba, Vader. Die tyd was reg, en God stuur sy seun na Bethlehem toe. En wanneer die tyd reg is, dan stuur God daardie man terug, daardie redder terug, Jesus, wat kom op die wolke van die hemel. Openbaring 22 sê die volgende, laat Jesus hom hoor, kyk, ek kom gou, ja, ek kom gou. Die Bybel is baie duidelik daaroor, net soos daar soveel profeseë in die verlede was, soveel aankondigings, soveel boodskappe wat die mense gemis het, en hulle het sodoende die eerste Kersfees misgeloop, so sal hulle die koms van die seun van die mens misloop. Herodes, of keiser Augustus, of Herodes, het dan nou vir Johannes die doper onthoof, omdat hy hom aangespreek het oor sy sonde. Maar God rig toe 'n ander Johannes op, Johannes die apostel. En daardie Johannes skryf, Johannes, die boek Evangelie Johannes, 'n Christosentriese boek. Hy skryf Johannes 1, 2 en 3, en daardie Johannes skryf Openbaring. En daardie Johannes word weer die voorloper, en sê vir die mense, julle beter gereed maak, die koning is op pad. Hy's voor die deur, sy koms is hier. Ons leef in 'n donker tyd, net soos daardie volk. Ons vra, Here, wanneer kom U? Waar is U, Here? Ons leef in 'n sonde belaaide wêreld. En jy sal saam met my stem, dat die canvas van die wêreld pikswart donker van die sonde geword het. Rebellie en opstand teen God en teen sy mense. 'n Toename in aanvalle en druk op sy volk Israel, net soos in die verlede. Alles is besig om presies by mekaar te kom. Ek gee vir jou vanmôre 'n profetiese woord. En ek sê vir jou vandag, moenie hierdie koms van Jesus misloop nie. Die tekens is daar. Ongelukkig gaan baie mense dit miskyk. Jesus self sê in Johannes 14, hy sê, as ek gaan, sal ek weer kom en julle na my toe neem. En hy het in Matteus 8 vers 38 het hy gesê, as iemand hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige wêreld, sal ek die seun van die mens my ook vir daardie persoon skaam, wanneer ek terugkom in die heerlikheid van my Vader en saam met my die heilige engele. Net soos voor Jesus se geboorte, is ons ook nou in die duister. So jy mag dalk vandag gereed maak vir Kersfees, maar is jy gereed vir die wederkoms van Jesus Christus? Jy het ook baie voorbereiding getref vir Kersfees. Is jy voorbereid vir die koms van Jesus? Want die tekens van die tye is hier, mense. Maak jou oë oop, dis hier. Ons gaan nog besig wees om te party en te dinge te doen en aan te gaan soos normaalweg. Dan gebeur die ondenkbare. En die wêreld sê, die woord sê, en die mense se harte sal gaan staan, hulle sal beswyk van vrees,
wanneer daardie dag aanbreek. Ek wil sê, dis nie toeval dat God in sulke fyn detail die eerste Kersfees beplan het nie. Dis ook nie toeval dat die koms van Jesus vir die wat gehoorsaam is en die wat sensitief is vir die stem van die Heilige Gees, sal gereed wees wanneer Jesus kom. My gebed is dat ek en jy gereed sal wees vir daardie oomblik. Kom ek bid saam met jou. Here, ek is net partykeer stil en verwonderd oor hoe ongelooflik u woord elke klein besonderhede in die fynste detail alles uitgewerk het vir u koning Jesus, u koms en alles wat daarmee gepaard gaan. My gebed is dat soos wat ons voorberei vir Kersfees oor 'n paar dae, ons gereed sal wees vir die wederkoms van Jesus Christus. En dat ons Kersfees sal sien as 'n profetiese herinnering aan die wederkoms van Jesus Christus. Ek vra dat ons nie blind sal wees vir die tekens nie, maar dat deur u Heilige Gees ons deeglik bewus sal wees van dit wat kom. En dat ons gereed sal maak in Jesus se naam. Amen.